Goeiedag geliefde disipel van Jesus en baie welkom by nog 'n episode van In Jesus Bybelstudie. Hierdie is ons 59ste episode in ons reeks oor jou identiteit in Christus. En ons het die afgelope tyd uit verskeie oogpunte daarna gekyk hoe dat ons wedergebore gees presies soos die van Jesus lyk. Ons is wedergebore uit dieselfde saad, die onverganklike saad van die woord. Ons het dieselfde Pa, God Almagtig, so ons het dieselfde DNA. Ons is net so regverdig voor God as Jesus. Ons is net so heilig soos Jesus. Ons kan doen wat Jesus gedoen het, want ons het sy geregtigheid. Ons het sy heiligheid en ons het sy krag. En ek wil dit net weer beklemtoon. Ek sê nie ons is Jesus nie. Ons kan nooit sy plek inneem nie, maar ons is soos hy. Hy is die eerstgeborene van ons almal, die lam geslag voor die grondlegging van die aarde, en wie se bloed vir ons die Nuwe Testament ingelyf het. Ons kan nooit dit wees nie, maar ons kan soos hy lief hê. Ons kan soos hy dink, en ons kan soos hy optree, en ons kan doen wat hy gedoen het, want hy is ons eerstgebore broer. En asseblief hoor my hart, wanneer ek Jesus my broer noem, bedoel ek dit met die grootste respek. Ek bedoel geensins dat ek en hy nou chommy is nie. Dis glad nie wat ek probeer impliseer nie. Hy is steeds God, heilig, vlekloos en waardig om geëer en geprys te word tot in alle ewigheid. Daarvan sal ek nooit wegvat nie en dit sal in der ewigheid nooit verander nie. Prys sy heilige naam. Maar Jesus sê self in Lukas 6 vers 40, 'n leerling is nie bo sy meester nie, maar elkeen wat volleerd is, sal soos sy meester wees. Sommige Engelse vertalings vertaal leerling as disipel. So as disipels van Jesus kan ons nooit bo hom wees nie, maar ons kan wel soos hy wees. Ons kan soos hy lief hê, want Romeine 5 vers 5 sê, en die hoop beskaam nie, omdat die liefde van God in ons harte uitgestort is deur die Heilige Gees wat aan ons gegee is. So die liefde van God is in ons harte uitgestort. Dis reeds gedoen. En hoe het Jesus lief? Hy het sy lewe vir ons afgelê toe ons nog sondaars was, toe ons nog sy vyande was. Hy het die straf wat ons moes kry op hom geneem en vir ons sy geregtigheid, sy vlekloosheid gegee. En hy dink nooit ooit weer aan ons sondes nie. En ons het daardie liefde van hom gekry. Ons kan nou so lief hê. Ons kan nou ons lewens neerlê vir ons vyande en die lief hê wat ons haat en ons vervolg. Ons kon dit nooit van tevore doen nie, want ons het armse natuur gehad. Ons het 'n ander pa gehad. Ons ou mens kon glad nie so lief hê nie. Maar ons is nou 'n nuwe skepsel, 'n nuwe spesies. Ons is nou seuns van God met die natuur van ons ouer broer Jesus. Ons kan nou lief hê soos hy. Ons kan nou vergewe soos hy. Ons kan nou geduldig wees soos hy, vol blydskap en vrede en sagmoedigheid, want ons gees is nou presies net soos hy. Ons gees en die gees van God is een. Ons het die volle vermoë in ons om volwasse seuns van God te wees. As Jesus die bergpredikasie bring in Matteus 5 en 6, dan beskryf hy eerstens aan mense voor die kruis, voor wedergeboorte, dat dit onmoontlik is om aan God se heilige standaard te voldoen. Maar aan ons aan hierdie kant van die kruis, is hier nou 'n beskrywing van hoe ons nou lyk na wedergeboorte. Ons het nou die vermoë om ons vyande lief te hê, om die te seën wat ons vervloek, om goed te doen aan die wat ons haat en om te bid vir die wat ons beledig. Ons het nou die vermoë om die te vergewe wat teen ons oortree, want ons is vergewe. Ons wedergebore gees is een met God se gees, en God het sy vergifnis heel eers aan ons bewys, toe ons niks met hom te doen wou hê nie. Toe ek nog vasgevang was in pornografie en besig was om my vrou, Jesus se dogter, uitmekaar te breek, dis toe dat hy aan my sy liefde en vergifnis bewys het. Dit was daar, in my donkerste gat, dat hy in liefde na my uitgereik het en my skoon gewas het met sy kosbare bloed. En daai selfde vermoë om te vergewe, is nou deel van ons wedergebore gees. Is nou deel van wie ek en jy is, want dit is wie ons ouer broer is.
En as dit by vergifnis kom, dan dink ons altyd ons moet dit wat die ander persoon teen my gedoen het, skielik aanvaar en my blessing daarop sit. Maar dis glad nie wat God se tipe vergifnis beteken nie. Vergifnis beteken nie dat jy goedkeur wat iemand aan jou gedoen het nie. Dit beteken egter wel dat jy hulle vryspreek en so jouself vrymaak van die gevolge van hulle invloed en hulle dade. Dit beteken dat jy erken dat God goed en regverdig is en dat hy vir jou sal goed wees en teenoor jou sal regverdig wees. Dit beteken ook dat jy jou Vader sal vertrou dat hy goed en regverdig sal wees teenoor daardie persoon. Nee, dis nie meer ons geaardheid om vuur en swaal uit die hemel uit te beveel oor ons vyande nie. Ons karakter is nou die van Jesus wat sê, Vader, vergewe hulle. Ek het in die laaste 13 jaar vir 3 verskriklike onregverdige werkgewers gewerk. 2 van hulle het dit hulle lewenstaak gemaak om my sielkundig en emosioneel af te breek, of althans, so het dit vir my gevoel. As ek jou moet vertel wat hulle alles aan my gedoen het en vir my in my gesig gesê het, sal jou hare regop staan. Ek kan jou verseker dat jy sal sukkel om my te glo. En telkens het die Here op my hart gelê, vergewe hom. En jy ken daai aanvanklike gevoel van, nee Here, hulle moet betaal. Dis onregverdig. En weet jy wat het ek agtergekom, wat was een van my grootste vrese van vergifnis? As ek hulle sou vergewe en hulle vir die Here gee om uit te sort, dan gaan hy niks aan hulle doen nie. Hy gaan hulle nie straf nie. Hy gaan nie swaal en vuur op hulle laat neerreën nie. Hy gaan hulle nie laat betaal vir al die seer en die afknou en die beledigings nie. So ek het al ewig eers vir 'n tyd lank vasgeklou in die haat en die bitterheid, asof dit nou kamstig vir hulle 'n vorm van straf sou wees. Maar die werklikheid was dat ek net besig was om myself nog verder te na te kom. Ek was besig om my eie grootste vyand te wees. Ek het eers vrygekom die oomblik toe ek hulle vrygespreek en vergewe het. En ek was nie net vry van my eie haat en bitterheid nie, maar ek was ook vry van dit wat hulle vir my gesê het en van my gesê het. Skielik het dit ook nie meer hou vas oor my gehad nie. Ek keer nie goed wat hulle gesê het nie, maar dit maak ook nie meer saak nie. Wat saak maak is wat God, my Pa, van my sê. En ek wil jou vandag met alles in my aanmoedig en uitnooi. As jy onvergifnis en bitterheid in jou hart dra teenoor iemand in jou lewe, spreek hulle vry. Jy het nie nodig om hulle weer toe te laat en te vertrou in jou lewe nie. Dis nie wat vergifnis is nie, maar spreek hulle vry. Vergewe hom en vergewe haar. Jy het die vermoë in jou om dit nou, vandag te kan doen, want jy is soos Jesus. Moenie uitstel nie. Vra hom om jou te help. Hy sal baie graag wil help, want hy weet hoe verwoestend is bitterheid. En begin die pad saam met Jesus stap van 'n gesonde en 'n vrye hart. Dis sy wens vir jou, dis sy begeerte vir jou, laat hom toe om te doen wat net hy kan doen. Here, baie dankie dat U ons eerste vergewe het. Dankie dat U eerste aan ons vergifnis bewys het. Here, inteendeel, U het aan ons vergifnis bewys vir 'n prys wat ons nooit, ooit sou kon terugbetaal nie. Help ons nou om te besef hoe groot U vergifnis was en om te kan vryspreek wie ons moet vryspreek. Om te vergewe wie ons moet vergewe, sodat ons weer sensitief kan wees vir U stem en kan volg waar U ons lei. In U wonderlike naam, Here Jesus. Amen. Geliefde van Jesus, hou jou oog op Jesus en jou neus in sy woord. Shalom.